Goeiedag julle. Vandag sluit ons af met ons reeks God se asem tussen bladsye. Baie dankie dat jy hierdie reeks saam met ons deurgewerk het. Ons glo dat ons elkeen se lewe hierdeur verryk is. Kom ons bid saam. Here, U is die brood wat lewe gee. U is die wingerdstok en ons is die lote. U is die fontein van die lewe. U is die bron van ons elkeen se lewe. Deur U lig lewe ons. Amen. Liewe vriende, ek groet julle vandag met die woorde uit Jesaja 55. As jy aandagtig luister na God, dan sal jy eet wat goed is, en dan sal jy versadig word met die beste. Kom ons sing nou, U het die brood gebreek. Hierdie is 'n Spur spyskaart van baie lank gelede. Die kos is nog bekend, maar die pryse verskil. 'n Spur burger het R1.75 gekos en 'n lekker groot melkskommel 60 sent. Nou Jesaja 55 is ook 'n spyskaart vir 'n lewende verhouding met God. En hierdie spyskaart is baie ouer as die Spur spyskaart. Die boek Jesaja, soos wat ons dit in die Bybel het, is 'n versameling van 3 verskillende boeke wat bymekaar gesit is. Die eerste boek bestaan uit hoofstuk 1 tot 39. In hierdie boek vertel die profeet Jesaja of waarsku hy die mense van God, dat hulle in ballingskap weggevat gaan word. Die koning van Babel gaan kom, hy gaan hulle tempel afbreek, en dan gaan hulle as gevangenes weggevat word na Babel toe. En dit het dan ook so gebeur. Die tweede boek is Jesaja 40 tot 55. Hierdie tweede boek is 150 jaar na die eerste boek geskryf, natuurlik deur ander skrywers. God se mense was toe reeds 3 geslagte lank in ballingskap in Babel. Hulle was platgeslaan, hulle was verpletter, versla. Maar toe het hulle gehoor dat God hulle gaan red, en hulle gaan teruggaan na hulle eie land toe en na hulle kerk toe, na hulle tempel toe. Wat dan ook so gebeur het. Sonder dat 'n skoot afgevuur was, het die Perse die Babiloniërs verslaan. En koning Kores van die Perse het die Judeërs vrygelaat.
Hulle kon huis toe gaan. En vanoggend lees ons uit hierdie boek. Die res van Jesaja tot by hoofstuk 66 is natuurlik die derde boek. En hierdie boek gaan ook oor hoop. Dit gaan ook oor uitkoms en troos, soos die tweede boek. Kom ons lees nou Jesaja 55 vers 1 tot 11. Die opskrif is God se woord wat sê: Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Kom, is 'n uitnodiging van God. Kom almal wat dors is. Kom na die water toe. Selfs op die wat nie geld het nie. Kom koop en eet. Ja, kom. Koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? En waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe, sê die Here. Luister en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon, soos aan Dawid. Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke, 'n regeerder en 'n gebieder van volke. Nou sal jy nasies ontbied wat jy nie geken het nie, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop, ter wille van die Here jou God, die Heilige van Israel, omdat hy jou in eer herstel het. Vra na die wil van die Here, terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan, terwyl hy nog naby is. Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan, die slegte mens sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer, want hy vergewe altyd weer. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. Die reën en die sneeu kom uit die hemel uit, en dit gaan nie daarheen terug nie, maar dit deurweek die aarde, en laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê, en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Daar in Babel was God se mense platgeslaan. Hulle was verslae. Hulle het alles verloor. Hulle kultuur, hulle kerk en ook hulle God. Of so het dit vir hulle gevoel. En daar het weer by hulle 'n honger gekom na God, na 'n lewende verhouding met God. Maar wat sou daardie honger van hulle stil? Jesaja 55 was hulle spyskaart om weer 'n lewende verhouding met God te kon hê. En vir wie was hierdie spyskaart? Was dit net vir die Judeërs? Nee, dit was vir almal. Dit was vir almal wat 'n verhouding met God wou hê. Ook vir hulle wat nie Judeërs was nie. Vir hulle wat nie aan die regte kant van die spoor gebore was nie. God het vir hulle hierdie spyskaart bymekaar gesit. Hy het dit vir hulle gegee. En daar was 4 items op hierdie spyskaart wat hulle saam moes eet. Amper soos 'n buffet. Die 4 items was water, wyn
melk en brood. Hierdie is metafore, dit is beelde vir God se woord, vir die Bybel. Ons weet, water is die heel nodigste om te kan leef. Ons liggame bestaan omtrent uit 80% water. Sonder water kan ons nie lewe nie. Dit is lewensnoodsaaklik. Maar daar was ook wyn op die spyskaart. Want wyn maak 'n mens gelukkig. Natuurlik, as jy genoeg wyn het. En dan was daar ook melk. Nou melk bevat baie van die bestanddele wat ons liggaam so nodig het. Melk is voedsaam vir beengroei, vir senuwees, spiere ensovoorts. En dan die laaste op die spyskaart was die nagereg, die brood. Ja, brood maak groot. Brood is ongesond. Maar joh, brood is dan vir jou lekker. En brood is 'n beeld van oorvloed. Dit is 'n beeld van genoeg. En wat kos die spyskaart? Gewoonlik is dit ons eerste vraag. Hierdie spyskaart is verniet. Maar dit is nie goedkoop nie. Dit is nie gemorskos nie. Dit is nie kos met 'n vervaldatum nie. Dit is duur, maar dit is gratis. Dit is gratis vir enige iemand wat dit wil eet. Liewe vriende, niks, maar niks staan in jou en in my pad om 'n lewende verhouding met God te kan hê nie. God se spyskaart, die Bybel, is nou reeds vir 'n 4de keer formeel en amptelik in Afrikaans vertaal. Soos water is die Bybel noodsaaklik in ons lewe. Dis noodsaaklik vir 'n lewende verhouding met God. As ons die Bybel nie lees nie, dan sal ons verhouding met God versleg. En soos goeie wyn maak die lees van die Bybel 'n mens gelukkig. Dit bring vreugde in 'n mens se lewe en ek hoop jy het al iets van dit beleef. Die Bybel maak ons as te ware dronk, maar dronk van die Heilige Gees, want dit is soos goeie wyn. En soos melk is die Bybel in alle opsigte vir ons nodig. Die Bybel is nodig ook vir groei in ons verhouding met God, want die Bybel gee ook krag, die Bybel gee leiding, en God se woord beskerm ons. En soos brood is God se woord vir altyd en in alle omstandighede genoeg. Die Bybel is as te ware oorvloedig en dit versadig ons in ons diepste begeertes na God. Maar weet jy, die Bybel is nie wegneemwetes nie. Dis nie takeaways nie. Enkele mooi Bybelversies is nie sleg nie. Maar weet jy wat? Enkele Bybelversies is nie genoeg vir ons verhouding met God nie. Die gebruik van teksversies uit hulle konteks is gevaarlik. Die gebruik van teksverse op hierdie manier help ons nie om antwoorde te kry, die regte antwoorde te kry op moeilike vrae nie. Het jy geweet? Die hoofstukke in die Bybel is eers in die jaar 1227 deur Stephen Langton in die Bybel ingevoeg. Het jy dit geweet? Dit was nie oorspronklik daar nie. En die versindeling van die Bybel is eers in die jaar 1515 deur Robert Estienne gedoen. God kom aan die woord deur sy woord, nie net deur enkele teksversies nie. Ja, dit ook, maar dan moet dit in die regte konteks gebruik word. Jy en ek
hoor God beter wanneer ons sy boeke deurlees, soos wat hy dit oorspronklik bedoel het. Dan eet ons 'n gebalanseerde Bybelse maaltyd. Dit bring ons in 'n lewende verhouding met God. Dit bring vreugde en dit laat ons groei en nader aan God kom. Kom ons bid saam. Here, sal U asseblief aan ons 'n honger gee, 'n nuwe aptyt vir U woord. Amen. Kom ons sing nou die lied soos 'n wildsbok. Liedboek 163. Soos 'n wildsbok wat staat, na waters mag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlang en ek bring aan U, Heer. Is my bron van krag, en U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlang en ek bring aan U, van krag, en U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlang en ek bring aan U, die Heer. Baie dankie aan elkeen van julle wat deelgeneem het aan die Lentefees. Dit was lekker om julle weer te kon sien. Ons het nou begin met 2 eredienste op 'n Sondag. Die eerste erediens is 8:30 en die tweede diens 10:00. Bespreek asseblief jou plek, ongelukkig kan daar nog steeds net 50 mense op beslag 'n erediens bywoon. Bespreek daarom asseblief jou plek op die internet, maar ook by Kynie, by die kerkkantoor, as dit vir jou makliker is. Kom ons dien die Here nou ook met 'n offergawe. Die Here seën jou. Mag God se woord soos heuning in jou mond wees. Mag God se woord lewend en kragtig wees elke dag van jou lewe. En mag God se woord jou vrymaak. En mag God se woord vir jou vreugde gee. Amen. Die
seën en beskerm jou. Die Here verhoor jou gebede. Vrede vir jou, vrede vir jou.